Goed, dit is nou Vrydagmiddag so by een se kant. Ek gaan nou vir julle gaan wys waar ons nuwe perseel is. Die tent hier agter sal altyd die spesiale plek wees. Dit was die geboortegrond van iConnect. En ons sal altyd met baie goeie herinneringe en met baie sentiment terugdink aan hierdie pad wat ons ingery het by die hek en wat ons die tent kon sien. Waarin ons nou gaan is 'n nuwe tydvak wat aanbreek vir iConnect en nuwe tye, nuwe opwindende goed wat gaan gebeur wat voor lê. So wat ons gaan doen is ons gaan nou ry met die klipheuwelpad. Dis so 1 minuut 30 sekondes aan die regterkant. En ons gaan met die Discovery ry, so as jy nog altyd met die Discovery wil ry, vandag is jou beurt. Ons is nou by die eerste ingang. Hier's 2 ingange. Ek gebruik sommer nou die eerste ene, die ou swakker ene. Ja, net gou ons die hek oopmaak. Okay, hierso het ons nou nie skape nie, hier's hoenders. Ek is nou nie eintlik 'n hoenderman nie, maar ten minste lyk dit of hulle hou van my. Daai kant toe is die tent en die skietbaan kan jy daar duidelik sien. Dan hier agter is die gedagte om hier net 'n paar bome uit te haal en die tent dan nou hier af in te sit. Hierdie gedeelte hier is 'n ou weermag kaserne tipe van 'n ding en dit gaan die tieners se plek wees. Ons weet nog nie presies wat sy naam gaan wees nie, maar dit is fantasties daar binne. Ons gaan nou kyk of die deur oop is dat ons kan ingaan. Hierso is soos tipe van 'n binneplaas wat gemaak is met weermagseile. Die hoenders hou regtig baie van my. Hulle volg my. Ja, so die tent gaan nou hier af lê en net hierdie paar bome uithaal. En wat dit absoluut wonderlik maak is dat is die gedagte is dat is hierdie hele stuk tussenin. Ons het klare landskapargitekte en ouens wat besproeiing doen wat vir ons gesê het dat hulle vir ons tuine sal uitlê en 'n groot grasperk tussenin maak. So die gedagte is dat hierdie hele area grasperke gaan wees. Onder die bome sal ons graag bankies en dinge wil sit dat mense na kerk op 'n Sondag lekker net kan kuier en kinders kan speel. En ja, dit gaan net 'n fantastiese wonderlike plek wees. Ons gaan nou bietjie in die bos instap. Die bos is omtrent so 2 rugbyvelde lank, so dit is regtig 'n groot bos. So kom ons gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan en ek hoop die hoenders stap saam. Ons is nou so 'n kwart in die bos ingestap. Ek het lank voor iConnect begin het ek vir altyd gesê, jy weet, die plek moet op 'n plaas wees en dit moet daar moet bome wees. Ek het nooit gedink dat daar soveel bome gaan wees nie. Kan jy net voorstel wat is alles in die bos kan doen met die tieners en die kinders en mannekampe en vrouekampe. Dit is net so wonderlik. Die is nou 'n bietjie baie geraas met die pad. Hulle werk mos nou in die pad hier, so dit raas nou 'n bietjie baie. Maar die oomblik is as die groot masjiene stop, dan kan jy letterlik die bos hoor. So dit is wonderlik. Ja, ons gaan al hierdie ou bande uithaal en net 'n bietjie mooi skoon maak en dit gaan ons gaan die hele area, dis so amper 4 hektaar gaan ons omheind, so dit gaan veilig wees vir die kinders. Hulle kan hier rondhardloop en speel. En ja, wat kan ek nog sê? Dit is fantasties. Dit is regtig so wonderlik. Goed, ons staan nou hier, en die hoenders is alweer hierso. Dit is die plek wat ons dink wat ons vir die tieners afhanklik kan gebruik, maar ons kan dit vir klomp goed gebruik. Daar vir die klein kindertjies en so. Kom ek wys vinnig hoe lyk dit binne. Dis 'n kroeg wat ek weet nou nie lekker weet wat ons voor gaan gebruik nie. Mense klomp ou militêre kentekens en ja, wonder kyk hierdie pragtige boomstomp wat op Polaris. Ons is nou omtrent terug by die tent weer.
en die afstand is nou 2.1 km en ons is omtrent hier soos by die hek, dis 2.2 km wat die afstand is wat ons nou verder gaan ry op 'n Sondag. So die manne van Stellenbosch en Klapmuts, daai plekke gaan nader wees en ons so 'n klein bietjie verder. Ja, as jy my nou weer sien, staan ek voor jou, dan is dit Sondag.